Goeiedag vriende, ons is by dag 3 van ons oordenkings. Ek kies om diensbaar te wees vir God. Kom ons lees daarvan in Psalm 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra. Vriende, ek wil jou terugneem na 'n donker tyd in ons land. In 1918 keer 'n groot groep soldate terug uit die wêreldoorlog na Suid-Afrika toe en hulle bring toe, sonder dat hulle dit geweet het, 'n griep saam met hulle wat toe die Spaanse griep genoem is, en dit breek toe in Suid-Afrika uit, by al die verskillende plekke waar die treine aangedoen het, waar hulle die manskappe afgelaai het. In Oktober van daai jaar 1918 sterf duisende mense aan die Spaanse griep. En nou, teologies wil mense antwoorde soek, die kerk soek antwoorde, en nou is dit 'n vingerwysende antwoord. Herinner aan die 3de plaag. Hulle het gesê, dis God se straf as gevolg van die morele en godsdienstige verval in Suid-Afrika van daai tyd. Bekeer julle en vernuwe julle harte. November 1918 kom, en nog meer mense sterf as Oktober maand. Die kerk soek nog steeds antwoorde, maar hulle begin op 'n nuwe manier preek. Hulle begin preek oor woorde van troos en bemoediging, om vir mense te sê, maar God is hier nog teenwoordig in ons pyn en ons lyding. Dit klink soos Paulus en Silas se lofsang as jy Handelinge 16 gaan lees. Hulle, nadat hulle geslaan is en in die tronk gegooi is, begin hulle God loof en prys. In Desember 1918, die hele Spaanse griep pandemie spiraal buite beheer in ons land van daai tyd. Nog meer mense sterf as in die 2 vorige maande. Maar die kerk soek nou nie meer antwoorde nie. Die prediking kom daar 'n ander oproep na die gemeentes toe. Kom help. Die dominees is in die voorste linies van die hulpverlening, en baie dominees sterf saam met lidmate terwyl hulle besig is om hulpverlening en noodverlening, omgee, omsien na hawelose mense, weduwees, weeskinders en so meer te wees. Die kerk wys toe nou nie meer vinger nie, maar troos en help. Soos ek in dag 1 gesê het, ons het in uitdagende tyd in hierdie week ingegaan. Die hele wêreld op 'n spanningslyn, gaan die vrede, wapenstilstand hou. In ons eie land ook met al sy nood. En toe ons nou 16 Oktober van hierdie maand stilstaan by voedselvoorsiening en 1000 kinders sterf in ons land omdat daar nie kos is nie. 10 miljoen ton voedsel vermors word jaarliks. Die groot vraag, waar staan ek en jy in hierdie tyd? Kerk wys nie vinger nie, maar die kerk roep op om te sê, kom dien. Amen.